Goeiemôre vriende, baie welkom by vanoggend se meditatiewe diens. Dit is my voorreg om vandag weer hier by julle te kan kom kuier. Dit is die week na Paasnaweek, so verlede week op Sondag het ons die opstanding van Christus gevier. En by vandag se geleentheid is ons met twee tekste besig in die Nuwe Testament wat met ons gesels oor die implikasies van die opstanding. Hulle is ook welkom. Moenie worry nie. Ons wag tot hulle moeg raak. Alles reg. Dankie. Is dit nie wonderlik nie om 'n spesifieke tyd van die jaar te hê wat ons toewy en sê ons wil in die volgende weke fokus op implikasies van die opstanding. Ons wil dink oor hierdie lewende Christus, nou wel Christus die gekruisigde wat sy lewe gegee het. Ons gaan vandag twee tekste lees. Een van hulle weet ek gebeur ook in die kerkgebou wat 1 Petrus 1 is, wat bietjie praat oor die opstanding. En ons gaan dit lees saam met Johannes 20 ook, wat ook praat op 'n spesifieke manier. Hierdie twee tekste raak aan mekaar en ons gaan in die meditatiewe diens kans kry om sommer net ons eie verbeelding ook in te span, om te ontdek wat beteken dit dan nou vir jou en vir my vandag. So ek wil sommer ook vir almal wat van elders af inskakel ook sê welkom. Hier help ons mekaar. Ons gaan begin met asemhaling op 'n spesifieke manier. So ons weet by die huis is dit partykeer 'n bietjie moeiliker. Jy moet vir jouself asem skep geleentheid gee as jy van elders af inskakel. So ons nooi julle om sommer net regtig ook deel te neem. Ons tema vanoggend eintlik gaan oor weergeboorte. Geboorte. Wanneer Christus opstaan en hy kom uit, is dit lewe op 'n nuwe manier. En ons tekste vandag praat 'n bietjie daaroor. So ek wil vir jou nooi wanneer ons hier in die begin van die diens sommer net moeite doen om met ons liggaam hier te arriveer. Gaan ons fokus op inasem en op uitasem en ons gaan dit heel hartig doen met ons liggaam. Dit help ons om hier te wees, nie net met ons verstand nie, of om net van elders af die woorde te hoor wat gesê word nie, maar om regtig oop te wees vir wat die Here vanoggend kom doen met die teks. Amper soos 'n babatjie wat gebore word, wat daai eerste asemteug doen. 'n Eerste asem maak om te sê ek is hier en ek lewe. So ek gaan, terwyl ons met die asemhaling besig is, gaan ek sommer net met hierdie spesiale musiekinstrument gaan ek vir ons klank maak. Ek nooi jou om daarna te luister, sommer net so asof dit deel is van die asemhaling. So ek nooi jou daar waar jy sit, as jy wil, kan jy sommer net jou oë toemaak, gemaklik sit. Verkieslik nie hande en voete gekruis nie, maar solank jy gemaklik is. En dan nooi ek jou om die eerste keer jou asem stadig in te trek, dieper as gewoonlik, en vir jouself te sê met die inasem, ek is hier. En dan hou jy dit vir 'n oomblik en met die uitasem rus jy net. En jy dink daaraan, die Here is hier. Asem in, ek is hier. Asem uit, die Here is hier. Ek gee jou kans om dit 'n paar keer op jou eie tempo te doen.
Jesus sê toe weer vir hulle, vrede vir julle. Die Here groet vir ons elke vanoggend met genade, met liefde en met vrede. Sy gees, sy asem is in ons. Ek wil sommer dadelik begin deur Johannes 20 vir ons te lees, maar dit is so intiem die beskrywing wat hier gebeur, dat ek nie net wil begin met die sinne en die woorde nie. Ek wil vir jou kans gee om sommer net, kan kies of jy jou oë wil toemaak, maar sommer net soos jy daar sit, net te dink aan daai geleentheid waar die disippels bymekaar gekom het. Jesus het nou al opgestaan, maar hy's nie by hulle nie. Hulle sit in 'n vertrek met deure toe, vensters toe, hulle is benoud, bang, onseker. Gee jou kans om net vir jouself te verbeel hoe dit lyk. Miskien kan jy dink aan 'n klein lanternetjie of 'n lampie wat iewers brand. Verbeel jou, jy hoor bietjie geluide van die stad buitekant. En hier binne in hierdie vertrek is 'n klompie benoude asems. Nog verwilderd oor wat gebeur het die afgelope ruk. Miskien raak jy bewus van iets wat jy op die oomblik vir die Here wil sê of vra, voordat ons die teks lees. Dit was al laat die aand, op daardie eerste dag van die week. Die deure waar die disippels vergader het, was gesluit, uit vrees vir die Jode. Jesus het toe gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. En nadat hy dit gesê het, wys hy sy hande en sy sy. Die disippels was verheug toe hulle die Here sien. Jesus sê toe weer vir hulle, vrede vir julle, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. As julle mense se sondes vergewe, is dit hulle vergewe. As julle dit van hulle weerhou, bly dit van hulle weerhou. Maar Thomas, een van die 12, wat bekend gestaan het as Didymus, was nie by hulle toe Jesus gekom het nie. Die ander disippels sê toe vir hom, ons het die Here gesien. Maar hy het vir hulle gesê, as ek nie die merke sien van die spykers in sy hande en my vinger nie steek in die spykermerke en my hand nie in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. 8 dae later was sy disippels weer binne en Thomas saam met hulle. Terwyl die deure gesluit was, het Jesus gekom en in hulle midde gaan staan en gesê, vrede vir julle. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande en bring jou hand en steek dit in my sy en moenie langer ongelowig wees nie, maar gelowig. Thomas het vir hom gesê, my Here en my God. Toe sê Jesus vir hom, glo jy omdat jy my gesien het? Gelukkig is hulle wat nie gesien het nie en tog tot geloof gekom het. Jesus het nog baie ander tekens voor sy disippels gedoen, wat nie in hierdie boekrol geskryf staan nie. Hierdie dinge is egter neergeskryf sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en dat julle deur te glo die lewe in sy naam kan hê. Gee jou kans om vir 'n oomblik sommer net op te let watter sin of woord of beskrywing het jou verras, wat jy gehoor het, wat jou verbeelding aangesteek het, of wat jou aan die dink gesit het. Waarom sou dit gebeur?
ons brief wat ons nou lees, skryf oor nuwe lewe, nuwe geboorte. Ek wil net kortliks 3 goed uitlig uit die teks wat ons nou net gelees het, wat ons nooi om ons verbeelding verder in te span en oop te wees vir dit wat God nou met ons elkeen kom doen. Die spesifieke woord wat gebruik word in vers 22, wanneer Jesus blaas op hulle, daai spesifieke werkwoord word net so in 'n baie bekende vertaling van Genesis gebruik. In Genesis 2 vers 7 word daai woord gebruik in presies dieselfde vorm, wanneer God sy asem blaas in Adam, om van God self in Adam te sit. So daai selfde werkwoord wat lewe in blaas vir Adam se eerste asemteug word hier gebruik. So as Jesus blaas oor die disippels daar in vertrek, die woord wat gebruik word wil sê, dis asof dit 'n geboorte is in hierdie nuwe realiteit. So Johannes waai vir ons 'n vlaggie. Hy wil hê ons moet oplet. Hier gebeur iets, dis nie net 'n verskyning nie, iets spesifiek gebeur, is 'n tweede skepping, dis 'n ego van die eerste skepping. Kom ons dink gou vir 'n oomblik aan die metafoor van geboorte. Dis die tweede ding wat ons in die vertrek sien. Dit word nie direk so gesê nie, maar tydens 'n geboorteproses is die babatjie in 'n baie beperkte spasie. Dit is donker en eintlik word die spasie al hoe minder. Die vertrek word vir ons beskryf as donker en toegemaak. En die mense is maar bang en benoud. En dan, wanneer Christus verskyn, is dit hierdie oomblik van lig en vrede. En skielik hierdie asemteug. Die beeld van 'n baarmoeder waaruit lewe gegee word, lê amper in die gevoel van hoe dit vir ons vertel word. En dan kom Thomas, die derde ene wat ons so 'n bietjie laat dink oor geboorte. Dit vat ons nog dieper. Wat gebeur met jou en met my as ons aan Thomas dink, nie in die eerste plek as die ene wat getwyfel het nie, maar as die pasgeborene wat 'n bietjie velkontak nodig het. Wat doen hulle deesdae met 'n babatjie wat gebore word? Hulle sit die babatjie heel eerste op mamma se lyf. Daai eerste velkontak is belangrik, dis deel van die geboorteproses. Wat gebeur met jou as ons vir onsself sê nou maar net wanneer Jesus vir Thomas sê, sit jou vinger hier, sit jou hand in my sy, en ons dink daaraan as amper 'n ouer wat liefdevol sê, welkom in die lewe, ek is hier by jou. So 3 goed in hierdie storie wat ons nooi om te dink aan geboorte. En dan sê Jesus, gelukkig is hulle wat nie gesien het nie en tog tot geloof gekom het. So Johannes praat met jou en met my vandag. Ons kon nou nie soos Thomas aan Jesus sy hande en sy sy vat nie. Maar dis 'n woord van bemoediging wat vir jou en my uitnooi om vandag hierdie woorde te hoor en te sê,
Wauw. God se asem is in my en God raak op 'n ander manier aan my as wat Thomas en Christus velkontak gemaak het. Dit vra 'n ander soort vertroue waaroor 1 Petrus ook skryf. So voordat ons 1 Petrus 1 lees, wil ek 'n paar oomblikke van stilte gee. Ek wil jou nooi om vir 'n oomblik net jou oë weer toe te maak. Ek gaan ook. Ons het nou net gedink aan geboorte, aan 'n geboorteproses en die nuwe lewe, nuwe realiteit wanneer Christus verskyn. Ek wil vir jou 'n vraag vra. Sê nou maar net, iets is besig om tans binne jouself gebore te word. Wat sou dit wees? Wat maak God tans in jou lewe, binne jou lewend, wakker? Hoe gebeur dit en hoe voel dit? Ek gee jou kans om met die Here in stil gesprek hieroor te wees. Let net op wat met jou gebeur, hoe dit voel in jou lyf terwyl jy hieroor dink. Amen. En dan jare later is daar 'n groep mense wat eintlik maar benoud voel as kerk. Hulle ervaar vervolging. En dan kry hulle 'n brief opgerol wat by hulle aankom, geskryf deur Petrus. En dan rol hulle hierdie brief oop om te hoor wat gaan hy van ons sê, en dan begin Petrus praat oor die opstanding. 1 Petrus 1 van vers 3. Nadat hy nou vir hulle hallo gesê, dan sê hy: Lofwaardig is God en Vader van ons Here Jesus Christus. Dit is hy wat ons in sy groot ontferming deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood opnuut verwek het. Dit is hy wat ons opnuut verwek het, gebore laat word het, sodat ons 'n lewende hoop mag hê op 'n erfenis wat nooit vergaan, besmet word of verwelk nie, en wat in die hemel vir julle in bewaring gehou word. Ja, vir julle wat deur julle geloof deur die krag van God bewaar word vir die verlossing wat gereed is om in die eindtyd geopenbaar te word. Dit is soos 'n erfenis of 'n erfporsie wat 'n trust vir jou oppas. Niemand kan hulle hande daarop lê nie. Jubel hieroor, al moes julle onlangs vir 'n kort tydjie deur allerlei beproewings bedroef word. Die doel was dat dit duidelik sou blyk dat die egtheid van julle geloof, 'n egtheid wat baie kosbaarder is as goud, wat verganklik is, maar nogtans met vuur getoets word, uitloop op lof en heerlikheid en eer wanneer Jesus Christus geopenbaar word. Hom het julle lief. Al het julle hom nie gesien nie, en al sien julle hom nie nou nie, glo julle in hom.
ons hoor wat Jesus gesê het van Thomas, gelukkig is die wat nie sien nie en tog glo. En jubel julle met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap, omdat julle reeds deel het aan die doel van julle geloof, naamlik die verlossing van julle siele. Het julle weer die geboortetaal gehoor? So hierdie brief is vir mense wat benoud is, wat bedroef word, en hulle hoor, maar onthou, dis 'n nuwe lewe, en dis die realiteit. So ek het 3 vrae wat ek graag weer vir jou wil gee, so 'n bietjie na binne introspeksie is, wat vir jou en vir my nooi na gebed toe. Ek gaan die vrae rustig vra, let op wat gebeur met jou wanneer ek die vraag vra, en dan gaan ek vir ons 3 minute van stilte gee. So ek gaan die bak slaan, die oomblik wanneer ek hom nou slaan, dan weet jy begin die 3 minute, jy kan ontspan, ek hou die ruimte vir ons, jy kan met die Here besig wees oor hierdie vrae, en aan die einde van die 3 minute gaan ek hom net weer slaan, so jy hoef nie tyd te hou met hoe lank is ek nou besig nie. Gee jouself oor aan wat doen die woord, wat doen die vrae met jou, wat doen God vanoggend met jou. So hier kom die vraag. Sê nou maar net, in jou lewensruimte waar jy tans is, jou plek, jou omgewing, dis die plek van waaraf jy tans gebore word. Wat is die geboortekamer waarbinne jy jouself bevind? Tweede vraag. Hoe voel dit terwyl jy in hierdie kamer wag? Is dit donker? Is die spasie ongemaklik of koesterend? Kan jy enigiets aan die ander kant hoor? Indien wel, wat sê dit? Ek nooi jou om vir 'n oomblik net weer lekker regop te sit. Kom ons haal een keer lekker diep asem. Ons ontspan met die uitasem en dan kan jy self besluit of jy jou oë toemaak om hieroor te dink en te praat met die Here. En of jy sommer maar net so rustig voor jou wil kyk.
weet ons sing nie baie in hierdie diens nie, maar ons gaan vanoggend so terwyl ons sit, gaan ons hier daai lied sing waar daar deernis is, die woorde is, waar daar deernis is en liefde, waar daar deernis is, daar is die Heer. Julle is welkom om saam met te sing, net soos wat julle sit. Waar daar liefde is, en deernis, waar daar liefde is, daar is God die Heer. Waar daar liefde is, en deernis, waar daar liefde is, daar is God die Heer. Ek het vir ons uit The Message 'n paar verse uit hierdie selfde brief weer. En die Message is amper so halfpad tussen 'n vertaling en alreeds 'n preek eintlik. So nadat ons nou oor hierdie vraag gedink het en jy met die Here gepraat het, het daar dalk al iets met jou gebeur, is jou gedagtes losgemaak oor iets. Let net op wat nou met jou gebeur wanneer jy weer hierdie selfde teks hoor, maar met ander woorde. 1 Petrus 1 van vers 3. What a God we have, and how fortunate we are to have him, this Father of our Master Jesus. Because Jesus was raised from the dead, we've been given a brand new life, and have everything to live for, including a future in heaven, and the future starts now. God is keeping careful watch over us and the future. The day is coming when you'll have it all, life healed and whole. Know how great this makes you feel, even though you have to put up with every kind of aggravation in the meantime. Pure gold put in the fire comes out of it, proved pure. Genuine faith put through this suffering comes out proved genuine. When Jesus wraps this all up, it's your faith, not your gold, that God will have on display as evidence of his victory. You never saw him, yet you love him. You still don't see him, yet you trust him, with laughter and singing. Because you kept on believing, you'll get what you're looking forward to. Total salvation. Wat het nou met jou gebeur terwyl jy hierdie woorde hoor op 'n ander manier vertaal? Ons kon dit ook op 'n ander manier sien gebeur. Ek lei af iewers was 'n kleintjie wat ontsteld was en pappa het gaan haal en hier is mamma. Dis wat die teks vir ons sê, wanneer ons so voel, God hou dop, God kom haal ons, God gee vir ons velkontak en hy gee ons vir mekaar om dit te doen. Ek wil graag 'n gedig lees van Sheila Cousins. En die gedig is eintlik veral mooi as jy haar storie gaan lees. Ek gaan dit nou hier vertel nie. Ek nooi jou om dit te gaan Google by die huis. Sheila Cousins en haar lewensstorie. Sy skryf oor Christ of the Burnt Men. En op 'n manier is hierdie gedig van haar kompakte oorvertel van alles wat ons nou hier al gesê het vandag vir mekaar. Voor ek
lees om daarmee af te sluit. Gee ek vir jou kans om met die Here te praat. Miskien is daar iets wat met jou gebeur. Miskien is daar iets wat jy nou wil vra vir die Here. Miskien is daar 'n verbintenis wat jy nou vir God wil gee. Miskien het die Here iets vir jou gevra of vir jou bemoedig of vir jou rigting gewys en jy wil iets gaan doen of anders gaan doen of anders gaan wees. Jy kan ook dit nou vir die Here sê, ek gee vir jou kans om dit te doen. Vader, ons wonderlike Vader, wat na ons kyk, ons versorg. Ons eer U omdat U ons liefhet. Christus, lewende Here, dankie dat U opgestaan het. En dat U ons nuwe lewe gee. Gees wat van die Vader en die Seun af uitgaan, wat in ons is, dankie dat U ons nuut maak. Dankie dat U nuwe geboorte in ons laat gebeur. Ons vra U om ons in hierdie dag, in hierdie oomblik en ook van hier af vorentoe vanuit U lewe te laat leef. En dit wat besig is om gebore te word in elkeen van ons, te laat groei. Want dit is lewende hoop. Ons is die lewende hoop. U in ons in U. Amen. Trust of the men. I suppose you will have me holy, yet smiling, jest-eyed, bright-eyed Christ, who regarded my headlong years from your distance. You didn't reach out your hands even then, when I received your searing wounds in my body. But under the dripping blood plasm and salt water bags came and shone me back into consciousness, grinning like a brother, to mitigate your terrible eyes. O thou, it was you who allowed it. How else? You marking me for the adventure of you, freeing me, fire in fire, from all that womb and world had embedded me in. And still you wait, until I say wholeheartedly, seize my hands then, almost fingerless for you, ingenious artisan. Amen. Wil julle nooi om saam met my te staan voordat ons gereed maak om by die kapel uit te stap. Ons gaan sommer net so laaste asemhaling geleentheid doen. Julle is welkom om saam met my te staan.
Ons het begin met die inasem, ek is hier, en die uitasem, die Here is hier. Ons gaan nou inasem en vir onsself sê, ek gaan nou hier uit. En dan nooi ek jou met jou uitasem ook te dink, die Here gaan saam met my. So net soos ons staan, kom ons asem in, ek gaan hier uit, en ons asem uit, die Here gaan saam met my. Ek nooi jou om op jou eie tyd dit so 3 keer te doen. En dan om saam met my jou hande uit te steek, palms na bo as 'n simbool dat ons die Here se seën ontvang. Mag die genade van God, die barmhartigheid van Jesus Christus ons Here en die troostryke gemeenskap van die Heilige Gees met ons elkeen wees en bly. Amen. Dankie. Christus.